Here ons God, ons woon in 'n wêreld waar daar baie woorde is. Ons self het ook baie woorde. Dankie Here dat ons hier in die kerk by mekaar kan kom op soek na U woord en U wil. Here, U weet, dit kom nie vir ons natuurlik nie. En soms is die woord vir ons vreemd. Maar dankie Here dat hierdie woord van U ewig is. Dat hierdie woord dwars deur die dood heen waar is, tot in die ewigheid. Heilige Gees, lei U vir ons, dat ons kan verstaan wat U wil is. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons lees saam by vers 13, net so die, soos sê die B, dit beteken so half die laaste sinnetjie. Julle kan nie God en Mammon dien nie. Nou, Mammon is natuurlik nou die God van geld, sou mens kon sê. Die Fariseërs was baie lief vir geld, en toe hulle al hierdie dinge hoor, het hulle hom beledigend uitgelag. Hy sê toe vir hulle, julle is die wat julle voor die mense as goeie mense voordoen, maar God ken julle harte. Wat deur die mense as belangrik beskou word, is 'n gruwel voor God. Tot op Johannes was dit net die wet en die profete. Van toe af word die koninkryk van God verkondig, en elkeen probeer so hard as hy kan om daarin te kom. Tog is dit makliker vir die hemel en die aarde om te vergaan, as dat een lettertjie van die wet verval. En dan by vers 19. Daar was 'n ryk man wat duur en deftige klere gedra het, en elke dag feestelik en weelderig geleef het. En daar was 'n arm man met die naam Lazarus, wat by die deur van die ryk man gelê het, in die hoop dat hy van die oorskiet van die ryk man se tafel te ete sou kry. Hy was oortrek van die swere en selfs die honde het daaraan kom lek. Toe die arme man te sterwe kom, is hy deur die engele weggedra na die ereplek langs Abraham. Die ryk man het ook gesterwe en is begrawe. Toe hy in die doderyk in pyn verkeer, kyk hy op en sien vir Abraham daar in die verte en vir Lazarus langs hom, en hy roep, Vader Abraham, ontferm U oor my. Stuur tog vir Lazarus dat hy net die punt van sy vinger in water steek en my tong afkoel, want ek ly verskriklik in hierdie vuur. Maar Abraham sê, my kind, onthou dat jy in jou leeftyd altyd die goeie gekry het en Lazarus die slegte. Nou gaan dit hier goed met hom, maar jy word gepynig. En buitendien is daar 'n groot kloof tussen ons en julle, sodat die wat hier vandaan wil oorgaan na julle toe nie kan nie, en die wat daar is ook nie na ons toe kan oorkom nie. Toe sê hy, ek smeek U dan, Vader, stuur hom tog na my pa se huis toe. Ek het nog 5 broers, laat hy hulle dringend gaan waarsku, sodat hulle nie ook in hierdie plek van pyniging beland nie. Maar Abraham sê, hulle het die woorde van Moses en die profete. Laat hulle daarna luister. Hy antwoord egter, nee, Vader Abraham, maar as iemand uit die dood na hulle toe gaan, sal hulle bekeer. Maar hy sê vir hom, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die doodheid opstaan. Ons lees tot sover in die woord van die Here. Nou broers en susters, ek weet nie wie van u nou al 'n nuwe ding gekoop het, 'n nuwe kar of 'n nuwe huis gekoop of so. En dan kom u nou by miskien die kerk of die vriende of so, en dan onderspeel mense dit so 'n bietjie. Jy sê ja, maar dis nou 'n nuwe kar, maar hy is dan
tweedehands en ek nie soveel gekos nie, nê. Want mens wil dan nog nie lyk asof jy nou baie geld het, nê. Want ons gedagtes moontlik na hierdie soort gelykenisse, mense dink, dit is 'n bietjie verkeerd om geld te hê, nê. So ons dink so 'n verskoningkie, jy sê, ag, maar as jy so niet nie, en hy het nie al die fancy toepassingkies wat die ander nuutste voertuie het en so nie. Daarmee wil ons sê, maar goed, ek is nou nie so ryk nie, so moet nou nie dink ek is verskriklik ryk en so nie. En so probeer ons bietjie ons voel so al 'n bietjie van 'n ongemak daarmee, nê. Nou broers en susters, sal hierdie gelykenis nou nie vir ons vreeslik help in die verband nie, want dan is dit nie net 'n geval van jy probeer nou maar maak asof jy nou nie alles het wat jy het nie. In hierdie geval is daar 'n verskriklike vooruitsig. En vooruitsig is dat hierdie goed wat jy het en die goed wat ander mense nie het nie, het een of ander gevolg in die ewigheid. Nou, die idee, en ons hoef nou regtig ver te soek vir Lazarus nie, Lazarus loop elke dag hier om ons rond. Nou kan ons sê, maar goed, ek is maar baie wel af. Hier is Lazarus en hier is ek. En as ons nou kyk wat God se oordeel oor die saak is, lyk dit nie baie belovend nie. Want Lazarus gaan nie eens vir ons 'n druppel water kan bring nie, want daar's 'n kloof. Maar ek kan nog vir Lazarus 'n druppel water vat. Nou broers en susters, dan begin ons nou so dink oor die ons weelde wat ons eintlik maar het, en dan probeer ons wel verduidelik. Nee, maar nee. Dit is nie wat jy het nie. Dis hoe jy dit benut, nê? Of hoe jy dit sien. Dis beter, nê? So probeer ons wel 'n bietjie van 'n ompaadjie maak. En dan sê nee, maar ek gee ook, ek help ook daarom. Nou kyk ons na die Bybel en sê dis nie, maar daar is ryk mense. Kyk byvoorbeeld Abraham. Daar staan van Abraham in Genesis 13 en Abraham was baie ryk aan vee, aan silwer en goud. Abraham was ryk. Dankie tog, ek kan ook maar ryk wees, nê? So sê ons. Broers, die Bybel praat ook van mense wat maak as hulle ryk is en mense wat maak as hulle arm is. Miskien val ons ook daar. As ons so vertel vir die karre dan nie so niet is nie. In Spreuke 13 staan dat daar is een wat hom ryk hou en hy het glad niks nie, en een wat hom arm hou en hy het baie goed. En dan lees ons ook in die Bybel natuurlik van die ryke wat hom en sy posisie eintlik bietjie misbruik. Hoe vertel Nathan die verhaal vir Dawid nou natuurlik nadat hy vir Batseba afgerokkel het daarby, wat mense nou kon sê 'n arm man was. Vertel hy die van die ryk man wat 'n besoeker kry, 'n reisiger, en hy wil nie eintlik vir sy eie feeste mooi. En toe slag hy sommer die arm man se ootjie en hy gee dit vir die besoeker. En Dawid is natuurlik woedend. Maar hoe staan dit in 2 Samuel 12? En toe daar 'n besoek kom by die ryk man, het hy ontsien om van sy kleinvee of beeste te neem om vir die reisiger wat by hom gekom het iets te berei. Daarom het hy die ooilam van die arme man geneem en dit berei vir die man wat by hom gekom het. So die rykdom bring ook mag. En dit is ook 'n verskriklike ding. Dat hy nou die arme man se vat. En Dawid is woedend. Maar op die einde is dit maar Dawid, né? Broers en susters, dan lees ons natuurlik in die verder in Lukas lees ons van die ryk man sy hele lewe afgesloof het om daai rykdom en skure vol te maak. En wat gebeur toe? Toe gaan hy dood, toe kan hy niks daarvan gebruik nie. Toe het iemand anders dit gekry. Dit is hoe dit staan in Lukas 12. So gaan dit met hom wat vir homself skatte vergader en nie ryk is in God nie. Hele lewe afgesloof. Miskien is dit ook om ons eie verhaal. Die skure vol te maak. Miskien het jy niks daarvan nie. Broers en susters, dan is daar natuurlik die Saggeus. Hy is tollenaars,
geld, die belastinginsamelaars, die 'n bietjie ekstra bygesit het. En hy was skatryk, maar hy het uit ander mense so onreg teenoor ander mense het hy dit gekry. So staan dit in Lukas 19, en daar is 'n man met die naam Saggeus, hoof van die tollenaars en 'n ryk man. Maar broers, nou die vraag in hierdie gelykenis van Lazarus en die ryk man, staan daar nie dat hierdie ryk man vir Lazarus uitgebuit het. Dit staan nie daar. Daar staan nie dat hy enige, soos Saggeus die tollenaar, geld by mense gevat het of hulle verneek het of iets nie. Hy is net ryk, dis al wat daar staan. Daar staan ook nie dat hy maak asof hy ryk is of maak asof hy nie ryk is nie. Hy is ryk en hy geniet sy lewe. Dis lekker. So wat is dan so verkeerd? Die probleem is natuurlik, broers, is dat by sy deur lê Lazarus. En dis dat ons baie hekke om Lazarus so ver as moontlik van die deur af te kry, dat ons nie van hom moet weet nie, nee. Maar die probleem is Lazarus lê voor die deur. En nou is die probleem dat hierdie ryk man, mense sal graag vir hom sê, ja, maar hy het mense verneek om die goed te kry, nee. Maar dit is nie wat daar staan nie. Aan die ander kant sal ons graag wou sê, en dis wat ons gereeld doen om ons bietjie beter te laat voel. Ons sê, ja maar Lazarus is lui, hy moes geleer het, hy moes gaan werk het, nee. Dan voel ons so 'n bietjie beter. Maar hier staan niks van Lazarus is sonde nie. Lazarus bloei. Dis al wat ons van Lazarus weet. Lazarus is armoede. En die ryk man is ryk. Die probleem is, broers en susters, dat ons in ons koppe dink, maar dis maar hoe God die wêreld gemaak het, nee. Ja, as ons maar ryk is, as arm is. Dis ons maar hoe die wêreld moet wees. Nee. Daarom kan ons lekker leef. Geen worries nie, want God het ons eintlik, ons noem dit met groot woorde sê ons noem dit die voorsienigheid. God het nou vir my voorsien. Ek is vir Lazarus en ek voorsien het nie, maar okay, ten minste het hy hom vir my voorsien en ek is baie dankbaar daarvoor, nee? Vreeslik dankbaar. Die probleem is, broers en susters, as God se oordeel nou daaroor hierdie situasie kom waarin ons is, dan is dit duidelik, dit is nie God se plan. God se oordeel is dat, ja goed, maar jy het nou die goeie gehad, so nou kan jy maar die plek van Lazarus inneem in die ewigheid. En Lazarus kan die ereplek inneem. Hy het mos klaar die slegte gehad. Broers en susters, dis nie vir ons baie lekker om te hoor nie. Want ons dink dit is maar hoe die wêreld is en ek ervaar dit maar so. En ek is mos nou nie skuldig aan al die Lazarus nie. Ek het mos nie nou die mense in die strate gesit nie. Want dit is maar wat die ryk man ook sê. Dis nie my skuld nie. Not my problem, nee. Broers is dan kom die verskriklike oordeel in die ewigheid. Met hierdie kloof wat onoorbrugbaar is. En die ryk man kan nie oorkom nie. Maar Lazarus kan hom ook nie meer help nie. Maar broers, ons nou nog nie in die kloof nie. Ons is nou nog met Lazarus voor die deur, ons kan nou nog vir Lazarus help. Maar gaan ons? Broers, is iets van hierdie waarde van geld en besittings word geïllustreer in die verhaal met die naam Schindler's List. Nou dit vertel die verhaal van Schindler wat 'n besigheidsman is en hy het wapens besigheid, hy maak wapens. In 'n Nazi-Duitsland word hy dan nou gevra om 'n wapenfabriek aan die gang te hou en dan koop hy nou Jode wat eintlik op pad na die gaskamers is besig om dood te gaan, sou doodgaan, koop hy nou so half in om vir hom te werk. Hy maak nou die goed nie volgens spesifikasie nie, hulle kon dit nie reg gebruik nie, wat eintlik fantasties is op die ou einde. Maar die punt is hierdie, elke Jood wat hy ingekoop het nie gesterf nie. En dan sien ons hoe hy aan die einde nou besef wat hierdie waarde van hierdie
geld van hom dan nou sou wees. Susters, dit is ook om in die gedeelte net voor die Lazarus gedeelte, ja, soos die man sê, I could have got more, nee, kon nog iemand gered het. Wat is hierdie dingetjies van goud? 2 lewens, hierdie kar, 10 lewens. Die gedeelte net voor die Lazarus gedeelte het ons die onregverdige koophandelaar, nee, die bestuurder. En hy het selfs die geld gebruik om ten minste vriende te maak. Maar God gee nie net vir ons geld om arme Lazarus te red nie. Hy gee vir ons die evangelie, die skatte van die hemel. En deel ons dit uit vir Lazarus, vir die wat verlore is hier buite op ons voorstoep. Hoeveel kon ons gered het? Broers, susters, selfs die onregverdige bestuurder het die geld en die goed gebruik ten goeie. Selfs hulle het besef geld is nie alles nie. Maar die mense van die lig verstaan dit dan nie. Ons. Broers, susters, daar staan in Openbaring 3. En dis uit die perspektief van die ewigheid. Want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Broers, dis die ongemaklike waarheid van die woord van God is dat die verlossing van die arme is die oordeel oor die ryke. Ons wil nie dit hoor nie. Maar broers, dit is ons hierdie klowe gaan maak. Hierdie klowe tussen die mense hier buite en ons. Dis nie Lazarus in die strate en ons. Dan gaan God sê, goed, ek sal julle wil laat geskied. En dan sal daai kloof van die ewigheid so bly. Maar dan kan jy nie meer heen en weer loop nie, en jy is nie verkeerde kant. Ons moet vir God bid, asseblief, om nie hierdie klowe wat ons gemaak het so te hou nie. En gelukkig het iemand die kloof oorgeloop. Hoe staan dit in 2 Korintiërs 8? Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Broers, dit is Jesus die kloof van die ewigheid oorgesteek om vir ons te kom ryk maak. Ryk in besittings en ryk in al die skatte van die woord van God. Gaan ons hierdie klowe maak, gaan ons hierdie klowe hou, dan is daar gevolge. Ons mag nie, ons kan nie. Ons moet al die klowe afbreek. En ons moet uitdeel wat God laat vir ons gegee het. Kom ons bid saam. Here God, u woord is vernietigend vir ons. Want ons dink alles moet maar so wees. Is maar alles nie reg soos dit is. Maar tog weet ons, Here, dit is nie reg soos dit is nie. U woord leer vir ons dat hierdie klowe wat ons maak en gemaak het, nie u wil is nie. Bewaar ons tog van ons eie wil, Here. Bewaar ons tog dat u hierdie klowe wat ons gemaak het vir ewig. Leer vir ons om vir u te volg, Here Jesus. U wat ryk was en arm geword het. Vir ons. Leer ons om ook vir Lazarus te sien. Om na Lazarus toe te gaan. En vir Lazarus te troos. Soos wat u vir ons getroos het.
Jammer, Here, dat ons so traag is. Lei vir ons asseblief deur U woord en U Gees. Ek bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen.